Dis mos nou lekker. 'n Braai in die bosveld by 'n blyplek net 100 meter van die Kruger Nasionale Park se Krugerhek af. Die Afrika-atmosfeer is tasbaar en sover geniet ek dit baie. Ek hoop om later rustig te raak en die sterre te geniet. Ek kuier by die Protea Hotel Krugergate in Mpumalanga, die ideale wegspringplek vir wildkyk. Iets wat ek vroeg môreoggend gaan doen. Ek sal nou moet gou maak. Nie net het ek 'n wildkyk wat wag nie, maar ook 'n ontbytafspraak. Dit word bedien op 'n dek met 'n pragtige uitsig oor die Sabie rivier en die park langsaan. So kan jy sommer diere kyk terwyl jy eet. Môre Dieter, eintlik moet ek vir jou sê goeiemiddag Dieter. Dis bietjie laat. Ek het moeilik opgestaan vanoggend, maar as ek na hierdie uitsig kyk, was dit alles die moeite werd. Dit is verseker. Op die oomblik is die Sabie rivier baie rustig, maar hy kan baie erg afkom. En die Sabie rivier kry sy naam aanvanklik van die Swazi woord Sabisa, wat beteken om bang te wees. Daar's baie krokodille in die rivier, seekoeie, en wanneer hy in vloed is, baie gevaarlik. Lyk my ek het sommer klaar my eerste wild gesien, daar seekoeie. Ja, en iets interessants van hulle is dat hulle ongeveer 45 kg gras per dag eet. En wat baie min mense weet, en dit is dat George Washington, die eerste president van Amerika, sy valstande was van seekoeitande gemaak en nie van hout soos wat baie mense dink nie. Sien blyk sy daai tandarts wat daai seekoei se tande gaan trek het. Ja, dis verseker. Ek dink hy hardloop seker nog steeds. Nou so gepraat van hardloop, ek moet seker in die pad val. Dieter, net voordat jy gaan, laat ek jou hierdie wys. 1927, die eerste 3 karre wat in die wildtuin ingegaan het. Ek hoop ek is so gelukkig soos hulle om 'n leeu te sien. Totsiens, lekker dag vir jou verder. Nou nog parkgeskiedenis. Eers meer oor my blyplek. Die hotel is einde verlede jaar opnuut mooi gemaak en ek is beïndruk. Hier is 96 kamers wat met loopvlakke verbind word. En as jy nie gaan diere kyk nie, kan jy swem, tennis en minigolf speel. Maar vir my is dit vandag 'n trippie wildtuin toe. Die Kruger Nasionale Park is omtrent 2 miljoen hektaar groot. Dis 360 km lank en gemiddeld 65 km breed. Dis in 1898 al gestig deur president Paul Kruger en is eers die Sabie Natuurreservaat genoem. Toentertyd het die toeriste 1 pond as toegangsgeld betaal. Lyk my dis 'n gelukkige dag, eerste van die groot 5, 'n leeu. Behalwe vir die groot 5 is daar 'n verdere 142 soogdierspesies in die park. Daar is ook 336 verskillende soorte bome en 507 spesies voëls. 'n Ideale voëlkykplek is Lake Panic, wat net so 9 km van die Krugerhek af op pad Skukuza toe lê. Dieter, kom ons kyk wat se voeltjies ons hier kan raak sien. Wel, nou oorkant sien ek 'n reier. Yes, Dieter. Dis nou nie eintlik baie moeilik om daai een raak te sien nie. Daai een se spesifieke naam is reuse reier. Maar kyk gou hier aan die linkerkant onder in hierdie boom hier in die water sit 'n malachite kingfisher of 'n kuifkop visvanger en hy spesialiseer daarin om vis te vang. Waar meeste van die visvangers wat ons het eintlik daarin spesialiseer om insekte, klein soogdiertjies en daar sou selfs opgeteken dat van hulle klein vleermuise vang. Die wildtuin het nie net interessante diere en voëls nie. Daar is ook 'n paar mense wat al diep spore hier getrap het. Ons volgende stop is 12 km suid van Skukuza in die rigting van die ruskamp Malelaan. Nou die area wat ons nou gestop het is die Stevenson Hamilton Memorial. Nou Stevenson Hamilton was die eerste game ranger in die Kruger Nasionale Park. Nou hy was 'n kolonel in die Engelse weermag gewees. Sy opdrag was om na die area toe te kom en al die jagters uit hierdie area uit te hou. En hy het ook 'n groot gedeelte van die park het hy self gekry en hy het na mense toe gegaan wat plase in die area gehad het en vir hulle gevra of hy die plase kan leen om die area groter te maak en is danksy hom dat die Kruger Nasionale Park so groot is soos wat dit vandag is. Hamilton se bynaam, wat aan hom gegee is deur die Shangaan mense saam met wie hy gewerk het, was juis Skukuza, wat beteken die man wat skoon gemaak het of alles verander het. Vir die mense wat nog nie in die wildtuin gekuier het nie, hier is 9 toegangshekke en daar is omtrent 2300 km se paaie wat jy kan ry. Dagbesoekers is ook welkom. Dieter, 'n mens kan altyd sien as iemand die eerste keer in die Kruger Nasionale Wildtuin inkom, want hulle sal die heeltyd net stop vir rooibokke.
And impala, you can carry a baby for about 6 months. Or you used to get a baby on after the rain come. But it's amazing antelope if you got no rain and then can hold it maybe at 3 weeks. 'n ander baie interessante ding van rooibokke en wat hulle baie suksesvol maak, is hulle het omtrent 4 weke waarin hulle lam. En omdat dan daar so oorvloed is van klein rooibokkies, weet die predatore nie mooi wat om te doen nie en hulle vreet hulle self verskriklik dik en daar's altyd nog wat oorbly. Maar kyk daai mooi voël. This bird there is a lilac breasted roller. Always we find more close to the road because it can catch the insect and it prefer the open area because it can get more insect and it's got the 17 colors. It's a beautiful bird. Nou hierdie voël wat mense na kyk, word genoem die troupand. Hulle het geglo in die ou dae as jy in die veld stap en jy tel een van hierdie kleurvolle vere op, dat jy binnekort gaan trou. Dat jy net hoor hoe hy klink. Dis daarmee baie mooi klankie. Ja nee, definitief. Alhoewel dit die mooiste voël is, klink dit daarom vir my verskriklik na 'n kraai wat opgooi. Kom ons raai. Rooiboktroppe vreet selde verder as 10 km van hulle waterbron af, wat hulle territoriale diere maak. Onthou dat die wildtuinhekke in die somer teen 6:30 die aand sluit. So beplan jou roete met die spoedgrens van 40 km/h in gedagte. Terug by die hotel is ek uitgenooi na die rivierbomma. Hallo Moses. Hallo Dieter. Ja, ek het jou iets gemaak om te proe. Dis 'n lekker stukkie King Clip die. Ja, actually it's not King Clip, it's crocodile. Wel ek se man wat oop is vir nuwe dinge. Hoe maak ons hom gaar? Just season the fillet with salt and black pepper and put it on flour. Put it in the pan which is already hot with some butter and oil. I make sure that my heat is nice and high and I just brown it both sides about 2 minutes. And then it's already cooked. Dit lyk lekker. Ja, dit is nog niet klaar nie. Put some white wine to clear the pot and put some mushrooms, onions, brown it, salt, pepper, and then put some cream and then just simmer it a little while. Then I'm gonna save it on my crocodile. Moses bedien ook aardappelkrokette en geroosterde groente saam met die vleis. Krokodilvleis is laag in vet en het 'n hoë proteïeninhoud. Ek moet sê, vir my het dit baie naby aan varkvleis geproe, met net die tekstuur wat so 'n bietjie verskil. En kyk, niemand sal my oortuig dat daar iets mooier en beter is as 'n Afrika sonsondergang met 'n Afrika vleisie op die bord nie. Ai, ek is darem maar 'n gelukkige man.